Voor ons die woord van die Here ontvang, kom ons sluit die oë en ons raak stil voor die troon van God. Dankie Hemelse Vader dat U getrou en regverdig is. Dat U nou ons kom leer wat U woord vir ons gedagte het. Hemelse Vader, maak ons in die gees opgewonde en met volle afwagting dit wat U wil doen. Hoe U ons wil verander, versterk, bekwaam maak, oprig, renew, revitalize, refresh. Here, ek bid dat U ons geestelike ore en oë vanoggend sal oopmaak soos nog nooit tevore. Dat ons die insig en die begrip en die wysheid sal hê en die onderskeiding hierdie geheimenis. Hierdie iets spesiaals wat ons nie werklik waar wil of kan raak sien of nie glo nie of nie wil volg nie. Dankie dat ons dit vanoggend kan verklaar in Jesus Christus naam en sê, Here help ons. Amen. Ek het in die week 'n déjà vu gehad. Toe ek in die tronk gewerk het, toe ek so opgewonde, toe Queen 'n liedjie uitbring en skree, I want to break free. Ek sê, oh yeah, dit klink vir my goed. Dat ek vry kan word van al hierdie persepsies en gedagtes, wie is die beste rugbyspan, watter Formule 1 team moet wen en wie ek moet wees. Jy sien, jy kom met klomp baggages by God aan. Jy kom met klomp persepsies wat jou ouers, die gemeenskap, die regering en die kultuur jou leer wie jy is. En dan voel jy, maar dit is nie ek nie. En die volgende oomblik, omdat jy in die vlees is, rebelleer jy en jy sê, ek wil wegbreek. Ek soek dit nie meer nie. Moet jy kyk na anders wat net ek is. Het jy nog nooit daarmee gestruggel en sê, maar ek pes dit as iemand vir my moet sê hoe ek moet wees nie. Wees nie met eerder as ek nie. Ja. As iemand kom en hy rig vir my 'n barrier op, dan wil ek hom afbreek. God kom en hy sê, vandag vir elkeen van julle wil jy vry wees. Ek sê vir jou, as jy vandag sê nee, dan is jy stupid. Dan is jy 'n loser. Hierdie woord vry wees kom 59 keer voor in die Bybel, so dit moet belangrik wees. Dit moet belangrik wees vir God om te sê, ek het 'n idee. Ek het iets wat jy kan doen, sodat jy dit kan beleef. Ek meen, God het julle in die begin, het hy hierdie klomp Israeliete vasgevang in slawerny in Egipte. En hy sê, oké, ek hoor julle, ek sê julle vrymaak. Daar's niks so sleg as 'n slaaf wat gebind is. As jy wil weet hoe dit is om te selfverraker staan. Jesus, Seun van God, kom aarde toe en hy is hier as die volmaakte offer. Ons het dit nou net hier by die sakrament beleef om te sterf vir ons sondes. Die Vader stuur die Heilige Gees en hy sê, ek gaan vir jou oplei, ek gaan vir jou afrig, ek gaan vir jou leiding gee, hoe om vry te wees. Is dit nie fantasties nie? Jy sien, maar ons sit sekulêr in 'n lewe wat al
al hoe meer vir jou voorskryf, wat is die norm, wat trek jy aan, wat eet jy, waar bly jy, wat sê jy, en al hierdie goed om in te wees. En as jy nie in is nie, dan gaan hulle vir jou sê, hy is weird, en as jy dat ek sê, hy is nie weird nie, hy is 10 teen of sy is 10 teen 1 weird. Maar daar is groepsdruk, daar is sosiale druk, daar is 'n aanvaarbare standaard wat vir ons gestel word deur mense. Maar wat sê die woord? Daar is so 'n skrifgedeeltjie wat ek en Karin verskriklik aanklou. Nou hoor, hier in Johannes 8 is hierdie ding ter sprake. Daar vanaf die 31ste vers. En dit praat oor vryheid, om vry te wees, vrede. Vers 31, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo. Hy het dit nie vir die gesê wat nie in hom glo nie. Want hy het geweet, dit gaan nie werk nie. Hulle het hulle eie mindset. Hulle het hulle nog nie bekeer en gesê, ek volg Jesus. Nou sê hy vir die wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid gaan jou vrymaak. Fantasties! Hier's klaar iets wat vir jou sê, hey, lees jou Bybel, hey, bid jou Bybel, hey, volg dit wat die Bybel sê. Yes, dan het ek freedom. Hoe moeilik kan dit nou wees? Baie moeilik. Want hy sê hier, hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham. En ons was nog nooit iemand se slaaf nie. Jy sien wat hulle koppel vryheid onmiddellik aan slawerny. Dit was lank nadat die Israeliete uit Egipte verlos is. Nou is hulle full of pride en opgewondenheid. Dit is nie meer van ons van toepassing nie, want ons is nie slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jy sien dit 'n vraagteken oor dit wat hy verkondig, dit wat hy vertel. Al glo hulle in hom, want hy het dit aan hulle wat in hom glo vertel. Soos jy anders te dink vandag, nie weet voel nie. Hulle het dit ook gedoen. Jy sit hier en jy sê ek glo in Jesus. Ja, ek voel nie vry nie. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd in die huisgesin nie. 'n Seun bly altyd. Hy moet vir hulle verduidelik hoe dit werk. As jy die sonde doen, is jy 'n slaaf van die sonde, en jy is dan 'n ander pappie se kind. Hier. Jy duiwel agter die duiwel aan. Hy sê maar, 'n slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie. 'n Seun bly vir altyd. Dan kom hy met die volgende belofte. Hy sê, as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde die ingang vind by julle. Gesond. Hy sê, ek praat oor wat ek by my Vader gesien, en julle doen wat julle by julle Vader gehoor het.
Hy skei onmiddellik die skape van die bokke, al sê hulle glo in hom. As jy vandag sukkel met vryheid, kyk wie is jou pa. Nie jou biologiese pa nie, jou papi in die geestelike wêreld. Ek weet jy gaan nie sê halleluja, prys die Here. Jy sien, maar dit is soos dit werk, dit is soos dit gaan, dit is die gevolge daarvan. Jesus het hierdie goed 'n paar keer gesê. Ek wil vir jou ietsie sê vandag. Ons het nou gepraat van groepsdruk en sosiale druk en druk hier en druk daar en aanvaarbaarheid en alles. Dis alles wat die vlees wil hê. Nie die gees nie. Die vlees sê, hey, as jy daai shoes dra, as jy cool. Moenie 'n ysiekermin sakkie dra nie. Koop Billabong. Jy sien, dis al daai trek. Hierdie goed maak jou moeg, man. Dankie. Ja. Dis, as jy moeg is, dis hoekom. Dit is 'n groot deel van jou moegheid. Dit put jou uit. Of het jy dit altyd gelekker gevind? Nee. Maar wie wat jy jou? Wie veroorsaak dit? Jy. Dis ons wat dit veroorsaak. Ek kan net vanoggend vir jou sê, ek skryf hierdie boodskap en God sê vir my, Vetlief kom reg. Reboot. Ek wil vir jou hierdie ietsie gee, né? En jy gaan nou dink, dit glad nie van toepassing op dit wat vir ons vanoggend bedoel het, maar die eerste gemeente daar in Handelinge 2 vertel ons. Jy kan gerus daarna blaai en weet jy ek lieg nie. Handelinge 2 vers 43 staan, die apostels het baie wonders en tekens gedoen. Great, halleluja, prys die Here, daar's change, né? En dit het almal met diep ontzag vervul. Hy is 'n gelowige van die Here, en daar's toekies en triks. Sien wat hulle was vol van hierdie supernatural towenaars. Maar hier kom die ekstra. Al die gelowiges was eensgesind, eendragtig in die gees. Hulle het geweet wat is mekaar se behoeftes. Hulle het geweet. Hulle gee werklik waar om vir mekaar. En wat doen hulle? Hulle het alles met mekaar gedeel. Moet nou nie idees kry nie, daar's net een kamer in ons huis. Hulle het al hulle gronde besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Susters, as julle nou worry oor Woensdag gaan stop het. Stop het! Tot die engel sê, they take their food in gladness and in simplicity of the heart. Toegeslaande brood. Hy's fyn, kom ons sit hom boterop. Jy hoor wat ek sê, ons veroorsaak soveel stres en probleme vir onsself. Wat gaan hulle nou dink, as hulle na die broodjie kyk? Niks. Hulle sê in elk geval, wat hulle wil van jou sonder 'n brood. Want, dis soos dit is. So, los die broodjie, man. Laat dit lyk soos ek wil. Jy sien, dis waar ons in vasgevang is hierdie dinge.
Nee, ons kan dit nie iets anders doen as hierdie dinge van die lewe. Hierdie dinge van die lewe. En dan kom jy nog na my sê, pastoor, hierdie lewe, dan moeilik, joh. Ja. Jy veroorsaak 80%. Hier is 'n gedeelte wat die Heilige Gees op my hart gedruk het, wat ek met jou moet deel vandag. En dis Handelinge 5, Galasiërs 5. Jy sien die mense kyk so na Galasiërs 5, dan vang hulle hom so, 'n scanner hom. Hierdie is nice. Wat's dit? Hier kom dit nou. Die vrug van die Gees. Maar hulle skiep al die belangrike dele. Ek het baie jare gedoen. Ag nee, ek hoef nie daai te lees nie. Weet, al die verkeerde goedjies. So saamgevat. Nee. Julle kyk, wat is dit kyk? Jy sien hier kom dit baie duidelik. Daar staan die Gees van God en ons sondige natuur. Vers 13. Wat sê dit vir jou? Sondige natuur. Dis eintlik, jy word in sonde ontvang en gebore. Daarom kan jy party mensies en kindertjies en so gelinger en dinge nie lekker handle nie. Die sondige natuur is nog hektiek. Ek kom eendag by 'n kliënt, dan Bloemfontein, lieflike mens, altyd verskriklik kunstig. Hierdie ou het vir Siekhofs die dekor gordyne geverf. Dis 'n skildersy, mense. Hierdie is laag, maar dis omtrent die wyte. Nou, sê nog 2 meter hoër. Verf in die dag die hele Sanlam gebou in Meiklersstraat. Hy neem dit af. Hy stuur dit vir die persone in beheer wat hom gevra het. Hulle sê, hoekom stuur jy hierdie foto? Dis 'n kunstige was. Hulle kom op die ou tyd se kiekies die agterkom, dis klare skildery. Hy het eintlik sy geld gesoek. Maar dit is so wonderlik hierdie ou is in hierdie lang, skraal, handsome dude, hare, regte kunstenaar werk by die museum. En hy het hierdie klein kort wyfietjie, sy suster. En daar sit Babietjie. En hulle hele show verander. En dan kom hy aan daar en ek moet nou hierdie portefeuille aanpas. En hierdie kindjie skree. En ek sien hierdie pappa vang hierdie babietjie nou so en ek sien, hy raak opgewonde hierdie man. Hy sê vir my, Dawie, is dit verkeerd van my? As ek vir jou vra, maak hy venster oop, dan skiet hom net nie uit. Dis derde vloer. En hy skiet hom binne Paul Creer se highway in. In sonde ontvange gebore. Jy sien en baie van ons verander nie. Dis hoekom jy hom op straat kry en sê, met 'n regte trap fietsie gesig. So ek dink jy verstaan presies wat ek vanoggend vir jou sê. Die gees en die vlees bots. En as die vlees nie aanpas by die gees nie, is daar net een plek en dis die hel. Hy sê, vers 14, die hele wet word in hierdie gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Man, oh man. En wonder, moet hy highway toe, moet hy bly. En hy sê die volgende skrif, hy sê, maar julle buite versteur mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.
En daar so 'n mooi deel in die Engels. Hy sê, you bite and eat each other. Make sure that you not devour. Verteer. Picture dit. Jy is so agterraai en sy hakskeen aan as jy omgaan. Is hy binne in jou. En dan skik jy hierdie maag en sieme so sê, wegkom. En as jy hom gelos het, lyk hy heeltemal anders. Want as hy dwars deur jou. Dis wat hierdie woorde beteken. Dis waaroor dit gaan. So ek hoop jy kry die gedagte, en hy sê verder, wat ek bedoel, vers 16, is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Die vlees gaan jou katasa. Die vlees se behoeftes maak jou moeg. Hy sê, verander dit. Luister eerder wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Hy sê, want dan sal julle nooit, hoor nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Die Heilige Gees is much more powerful as jou vlees se drange. Want dis wat dit is. Jy sien, hierdie woordie, laat die Gees jou lei, wandel in die Gees, leef deur die Gees. Daar's verskillende stellings. Hy sê die volgende, hy sê, sodat jy nie sterf nie. Hy sê, dan sal julle nie soog vir die sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met die Gees, en wat die Gees wil, is in stryd met die sondige natuur. Hierdie ding gaan oor lewe en dood. Ewige lewe of dood die hel. Satan se plek. Hy sê hierso, en hier kom 'n belangrike belofte. Hy sê, vers 18. Hy sê dit so duidelik. Hy sê, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die wet is hier. Alle voorskrifte in die Ou Testament. Nou gaan jy my vra, but how's it possible? Ek sê vir jou, is easy. Want die Heilige Gees was die Heilige Gees wat veroorsaak het, dat Moses die boodskap gekry het van al sy wette. Hy ken dit, man. Nou as ek vir jou sê, hy is die outeur. Hy is die een wat eintlik net vir Moses gesê, skryf neer. Vandag sê jy, tik het. Hy gaan jou nie verkeerde goed laat doen wat teen God se wil is. Die Heilige Gees sal dit nie toelaat nie. So wie sal vir jou sê, wat nog is met u? Ok, gaan ek weer probeer. Wie gaan vir jou sê, gaan in by daai bordeel en kyk of jy 'n hoer kan kry? Heilige Gees. Dis mos common sense. Anders moet ons bid vir jou breins. Dis nie wat sal gebeur nie. So hy sal vir jou by die regte plekke laat instel, die regte goed laat doen. Hy gaan verder hier. Hy sê, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Jy sien, in die verlede dan sê, ag nee, ek weet dit tog. Dit is nie so werk nie.
Ek het hoeveel keer gehoor. My ma het dit vir my vertel. Dis dieselfde nie. Die Bybel in Engels sê the works of the flesh. Hallo? Hierdie karkas, hierdie tent, soek ander goed. Onthou die dingetjie van die babatjies en die kindertjies en die goed. Dat nooit change nie. Want die flesh wil die hele tyd kryf na die goed. Ek sit so en praat met die Here oor die goed. Jy sien wat jou liggaam kan ook sleg voel. Hoe is jy depressief? Ek voel 'n bietjie neerslagtig, ek voel nie so op my haai nie. My bioritmes is af hierdie week. Ek klink soos 'n grondpad. Dat is my agtersteewe wat die kruiwel slaap. Ek sukkel om in te dink dat daar vir my 'n toekoms is. Vetlier. Jy sien want jou liggaam soek feel better hormones. Dis goed soos dopamine noem. Klaar nie, ek kan nie daai chemies so goed verstaan. As jy iets doen en dit stimuleer dit, dan skei dit daai chemiese stowwe af. Verstaan jy die stryd? Maar dis waar die balans inkom wat jy vir die Heilige Gees moet vra, wat mag ek doen? Jy sien as dit intimiteit is, of 'n touch, of 'n wat, vind uit. Want, dis die goed van die vlees. En ek sê nie vir jou, jy gaan nie daar nie. Ek weet nie wat het Paulus gedoen nie, want hy het nie 'n vrou gehad. Hy het seker dan geroei. En dan voel hy goed. Hy kon soveel meter roei. Ek weet nie. Want dis nie wat saak maak. Wat saak maak is, as daai ding kom agter by God, wat is die antwoord? Wat sê hy vir jou? Wat om te doen? Hy gaan nie vir jou sê, koop 'n kas brandewyn. Dis 'n dierspeletjie. Hy sê so die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelike, onreine, losbandigheid, afgodsdiens, towerry, houkepilkers. Sien as daai iemand TV kom en gaan skik ek sommer water. Vyandskap. Jy weet jy sê vir ou, don't be my enemy. Dan stap jy daarby en sê, as ek kom in die pad kan trap. Vyandskap, haat. Haat dit wat die een verkeerd doen, nie kosie nie. Naaiwer. Wat's dit? Jealousy. It's dangerous. Woede. Ek weet presies wat dit is. Niemand? Nog iemand? Ek ja. Wat mis? Wat is toe? Weg. Rusies. Luister nou mooi vir my. Ek sal dit nie toelaat nie. Dis die laaste keer wat ek hieroor praat. Nee, maar nou nie sê. Ek sê vir jou. Verdeelde. Ek pas tog vir daai mense.
opstel. Skering, afguns, dronkenskap. Ons het die voorbeeld gesien gister. Die ou voer 2 hoenders uit 'n glasie brandewyn. Hoor my, toe hoor ek en ek verstaan die woord hoenderkop. Daai dings is so ongebalanseerd en die kop wil net voorhoor. En ek leer daarvan die stillasie. Dronkenskap. Uitspattigheid. En alle dergelike dinge. Weet jy wat beteken en alle dergelike dinge? Kom nou, wat beteken dit? Alles wat sleg is. As 'n goeie voorbeeld, ek het 'n beter een. Kom ons blaai. Weet jy, gaan dus ek nie blaai. Maar hy sê so, daarenteen is die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Voilà. Ek ken dit al uit jou kop uit, man. I want to bear the fruit of the Spirit. Sit ek voor in die kerk. Maar weet jy wat? Alles wat dergelike dinge is die teenoorgestel van wat nie die vrug van die Gees is nie. Hoe's daar? Dis goddelik, man. Dis nie die Heilige Gees wat dit aan 'n mens bekend maak. Vrug van die Heilige Gees. Wie wat sê hy in die Engels? Hy sê and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. En ek kyk hierdie goed so, en ek sê, Here, waar gaan ons heen met hierdie skrif? En die Heilige Gees sê vir my, the Spirit brings freedom. As jy dit doen, wat die Heilige Gees na vore wil bring deur jou, die vrug van die Gees, gaan jy freedom beleef. Is daar vryheid in jou gees, in jou vlees, as jy jaloers is? As jy iets oorwin het en jy het selfbeheersing toegepas, is daar vryheid. Voel jy goed met jou? Verseker. As jy selfbeheersing na vore gebring het, gaan jy goed voel oor jouself. Jy weet, hy het dit gedoen. En ek het nie eers gekorrel vir hom. Die laaste optrede van my is, ek sê, Here seën hom. En ek het omgedil en geloof. Het jy dan vryheid? Ja. Verseker. Ek dare jou. Ek dare jou volg die Heilige Gees. Want hy sê, in my, wat God is, wat Jesus Christus is, wat die woord van God is, wat die Messias is, wat die verlosser is vryheid. Amen, kom ons by die woord. Dankie Jesus, dat ons die Heilige Gees binne in ons het, wat ons gaan attent maak op al hierdie dinge, wat die stryd tussen die vlees en die gees is. Heer, ons smag vir vryheid. Ons smag na happiness.
na vriendelikheid, na vreugde. Dankie dat U ons gaan coach, dat ons dit gaan beleef, dat ons nie so moeg gaan raak, uitgeput, maar dat ons die weet het, dat U ons lief het, dat U ons wil vorm, dat U ons wil opbou na iets spesiaals, en ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Ons gee vir jou kans om die koninkryk van God te saai. Moenie skaam wees nie, tel nie wat jy ingooi nie. Dis my job. Maar kom seën die Here met die beste wat hy vir jou in gedagte het. Kom ons staan, sluit af met Hosanna in die hoogste. Hosanna in the highest. As jy wil sê, dan kan hy dit sê. Or otherwise, hold your peace. Kom ons lê dit oor. Dankie ons Vader dat U nou afbekoor ons en die hande uitstrek om ons te seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met U shalom vrede en U agape liefde. Dankie Jesus vir U vryheid en ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Sit so 'n bietjie, ja.